So this picture is really pixelated, but I just wanted to show you. So hierdie is video 3, 1, 2, 3 van Leef in Oorwinning in die VSA. So wat beteken dit? In Suid-Afrika het ons nooit 'n dishwasher gehad nie. Nommer 1, daar was al dishwashers gewees toe voor 1994 in Suid-Afrika, maar die pastorie het nooit een gehad nie. En ons was pastore. Nommer 2 is, in Amerika het elke woonstel kom met 'n dishwasher. Meeste huise, as jy 'n splinternuwe huis koop, kom met 'n dishwasher. En die kwaliteit van elke dishwasher is nie dieselfde nie. Ek kan dit vir jou sê. Maar home ownership kom met responsibility. So as jy nou in 'n woonstel bly, dan bel jy net die maintenance en hulle kom fix alles vir jou, né? So as jy 'n ou mens is, gaan jy nou either dit doen en jy gaan nie property taxes betaal nie, of anders dan gaan jy die verantwoordelikheid vat om daai dishwasher nou te baby, soos hulle sê, jy weet? So vandag toe ons nou wakker word, was die dishwasher onderin vol water. So wat ek het al met dit voorheen gedeel, so dan vat jy nou maar net 'n bak en skoep daai water nou uit. En dit kan dalk stink as dit van gister af is. En nou skoep jy dit so uit, en as jy dit klaar uitgeskoep het, of course haal jy eers al die skorrelgoed uit en sit dit in die wasbak en dan haal die draadmandjie uit. En dan skoep jy al die water uit, en as jy al die water uitgeskoep het wat jy kan, en dan is daar nog water oor, dan gaan jy nou weer terug, en dan vat jy nou 'n lekker groot handdoek, en jy pat dit so, en dan haal jy dit uit, en dan crunch jy dit in die wasbak, en dan het jy nou daai reuk. Nou, vir daai reuk kan jy nou 'n bietjie bleach net daarin gooi, as jy wil, om die reuk af te vat, maar jy moet ek sou sê, elke week moet jy een keer jou wasbakke bleach, en laat hulle so staan in die bleach, en dan laat jy dit afgaan, want die food dispenser, ek meen, hy kry kieme en goed in, van al die kos wat jy daar afstoot, alles gaan nie dalk al die pad af elke keer nie, jy weet. So nou het jy die vrot stink reuk, en die vrot stink reuk van die bleach weg. So elke week is dit 'n goeie plan in elk geval om jou wasbakke te bleach, en ook om dat die water dan daar afloop. So, nou moet jy nou maar, nadat jy die water alles daar uitgedroog het in die dishwasher, moet jy dit nou, die bleach daar so ingooi in die wasbak, want waar die food dispenser is. Jy moet dit in elk geval een keer 'n week doen. Nou ja, so dan as jy nou klaar is met dit, dan moet jy nou daai dishwasher uittrek, en seker maak dat dit droog is, omdat hy nie jou mure en goed vrot maak agter en black mold kry nie. So hierdie is om te leef in oorwinning. So hoe jy leef in oorwinning met 'n dishwasher is in Amerika, en hulle is, soos ek sê, nie almal op dieselfde kwaliteit nie. So as jy in 'n woonstel bly, is dit definitief nie die hoogste kwaliteit nie. So as jy een koop, dan weet jy wat jy koop. So baie van die kan jy nie eers, jy moet die goed was. Die skorrelgoed moet goed gespoel wees, amper gewas wees. En party mense sê, wel, hoekom moet ek dit dan nou weer 'n keer was? Ek vra myself dieselfde ding. So baie keer as mense kom kuier, dan was ek die skorrelgoed met my 2 goeie hande. Hulle werk nog goed, jy weet. En dan pak ek dit sommer dadelik weg. Want wat is hierdie ding nou, laat jy pak al die goed in die dishwasher, dan nadat jy dit goed gespoel het, en dan moet jy nou oor 5 ure, as almal weg is en jy's lekker moeg, dan moet jy nou weer gaan staan en alles uitpak en wegpak. Hoekom was jy dit maar nie, en sê vir die mense, kom, soos ons daar in Suid-Afrika gemaak het, en sê, hey vroukie lief, al die vroukies, al die aunties, kom nou hiernatoe, laat ons hierdie goed nou was en wegpak. Het was altyd die lekkerste kuierplek vir ons as vrouens in Suid-Afrika, na 'n heerlike ete. Nou kom ons bring ou gewoontes terug, en laat die huisvrou 'n bietjie rus kry. Maar nou ja, dis hoe jy deel met 'n dishwasher.